Broeders en susters, baie goeiemôre en dis 'n voorreg om gou met u geselsie aan te knoop. Die rede is ons het gisterand ouderlinge raadsvergadering gehad en daar is in hierdie stadium 4 vakante wyke en ek het aangebied om intussen tyd dan hier in te staan by u wyk en ek wil graag die wens en die hoop uitspreek dat ons 'n lekker pad met mekaar dan ook gaan saamstap. Ek gaan sommer afskop met om vir as wyk dan ook net weer te herinner daaraan dat eerskomende Sondag is dit nagmaal en dit is belangrik dat ons onsself ook goed sal voorberei, dat ons onsself verootmoedig voor die Here in die lig van die skrif ook ons eie harte sal ondersoek en dan met vrymoedigheid kom na die nagmaalstafel met die oortuiging en geloof dat die Here ook ons sonde vergewe. Laat ons hierdie dinge nie in versuim wees nie. En nie net is hierdie nagmaalsdiens belangrik nie, maar ons moet maar onthou dat elke erediens is belangrik. Ons moet mekaar derentyd aanmoedig om die onderlinge byeenkomste, soos in Hebreërs ook geskrywe staan, nie te verontagsaam nie. Reg, ek wys graag dan ook op, ek is so 'n bietjie weg volgende week, ek is in Pretoria, ek is by die synode, en ek vra ook graag vir u as wyk, u voorbidding. Asseblief, ons sakelys is fris, is so 520 bladsye, en ons het taamlik ernstige saak om oor te besin. En wie weet, miskien kan ek so 'n bietjie terugvoer doen op 'n stadium ook aan u as wyk. Ek herinner u graag aan wat u natuurlik weet, die bazaar die eerskomende Saterdag. Onthou asseblief om ook in te tree daarvoor. Bid asseblief ook vir ons saamwees met mekaar in ons wyksverband en dat ons 'n lekker pad stap, dat ons ook op die wyke op die WhatsApp 'n bietjie met mekaar kommunikeer. En sonder om te veel goeiemôres, goeiemiddags en goeie nagrus toe te wens. Dit kan so 'n bietjie die ouens irriteer. En ons moet maar op die goede op 'n dag wees, maar is nodig om met mekaar wel te gesels, om hierdie platform in te span tot voordeel van die koninkryk en tot eer van die Here. En ek sal bly wees as ons so op 'n kol 'n wyksbijeenkoms of wat lekker kan reël. Wees dan nie lus vir 'n oordentlike braai nie. En dan wys ek graag op 'n publikasie wat onlangs die lig gesien het, die belydenis van Augustinus, pragtige publikasie van Lig en Duisternis Uitgewers oorvertaal. En dat jy asseblief hierdie pragtpublikasie kry. Jy kan gerus u man of u vrou bederf met hierdie boek of u kind, uitstekende leesmateriaal. Ons moet weer vir ons kinders vertel van geloofshelde en wat 'n fantastiese publikasie om vir ons kinders te vertel oor geloofshelde. Miskien moet ek volgende keer vir u so 'n bietjie meer sê van Augustinus, om u meer lus te maak om hierdie publikasie aan te skaf, maar as u hand kan slaan op hierdie boek en u begin net hier en daar 'n paragraaf te lees, u gaan dadelik lus wees om verder te lees, en wie weet, dalk kan ons by wyksbijeenkoms of wat, of met 'n WhatsApp, kan ons 'n bietjie gesels oor die boek, maar skaf dit gerus aan. En dan wil ek graag vir u sommer so uit Nehemia ietsie lees, en Nehemia sommer so ter versterking om u te bemoedig ook so vir die res van die week. Nehemia, onthou dat hy was die man wat voorgestap het om die muur van Jerusalem ook op te bou, en dit is nadat die volk weggevoer is in ballingskap 586 voor Christus na Babylonië, en die volk keer terug, nie almal nie, daar baie het tuis geraak in Babylonië, maar 'n deel van die volk kom terug in Jerusalem, maar die muur is ook in vodde. En dan lees ons net in Nehemia 1 vers 2, Hanani, een van my broers, het gekom, hy en man uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap na Jerusalem. En net baie pragtig wat ek met u wil deel is dat Nehemia, toe Hanani en die manne kom en toe vra Nehemia, hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Hoe gaan dit met die vrygeraaktes? Hoe gaan dit? Reg, so dit sal 'n goeie uitgangspunt wees vir ons as wyk. Kom ons doen dit wat Nehemia gedoen het. Is opgeteken vir 'n rede. Kom ons hoor by mekaar, hoe gaan dit? Nee, want ons leef maar in 'n tyd van agter slot en grendel, en hou maar jou eie ding om te doen, en ons vergeet baie keer mekaar, ons is nie altyd bewus van mekaar se welstand nie, en ons sit ook maar ons eie dinge, ons is betrokke by skole, ons is betrokke by ons werk, en gaan al die dinge, dan kan ons mekaar baie keer verbystap. Kom ons vra weer vir mekaar, hoe gaan dit? Kom ons reik uit na ons wyk, en ons vra hoe gaan dit, ook in die gemeente. En mag die Here vir ons saam seën in ons saam stap in die wyk, en mag dit vir ons inderdaad ook baie geseënd wees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir wyk wees in die gemeente. Wil U ons seën as wyk om 'n verskil te maak in hierdie gemeente,
en die naam te verheerlik. Ons bid graag vir die nagmaal Sondag, wil U vir ons seën in ons voorbereiding, ook as ons gaan aansit, ons bid graag vir ons bazaar ook, Here, dat U dit seën ook asseblief. Ons bid vir die synode volgende week. Ek gaan dan bid ons ook vir die wijk, ook dat U asseblief elkeen in die wijk besonder seën, help ons om weer opnuut in mekaar belang te stel, met 'n opregte vraag in die hart. Hoe gaan dit met jou? Dankie Here Jesus, daai vraag was in die hart en is in die hart, en daarom het U lewe kom aflê. Ons eer U, word verheerlik, in Koning Jesus se naam. Amen. Ek wens julle elkeen 'n baie geseënde dag en 'n baie mooi week toe.